Ja, sê ek lyk goed. Ek is opgewonde om die woord van God aan u te bedien. So, waarskuwing. Ek gaan heel opgewonde raak, dink ek. Glo ek, soos ek hierdie woord bedink het, het dit iets in my binnekant gedoen. Ons is besig om te kyk en te praat oor die koninkryk van God. Hoe belangrik dit is dat ons eers die koninkryk van God soek, sy geregtigheid. En dan het ons gekyk oor die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En ons is besig om te praat oor die vrede van God. En hoe belangrik dit is om vrede te kan hê. Ek dink wat die wêreld meer nodig het as enige iets is vrede, is rustigheid. Jesus het dit geweet. En toe hy sy disippels agterlos, sê hy vir hulle, my vrede gee ek vir julle. My vrede los ek vir julle, nie soos die wêreld nie. Ek gee dit nie soos die wêreld gee nie, want jy gaan nooit vrede in die wêreld hê nie. Maar dis 'n ander vrede wat hy gee. En hy het geweet, dit is wat hulle gaan nodig het, en dis wat ek en jy vandag nog nodig het, is hierdie vrede van God, wat verstand te bowe gaan, wat jy nie met jou kop kan uitwerk nie. En ek wil vandag kyk, en ons het laasweek het ons geëindig by hierdie versie wat sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. En wanneer mense dit sê, dan raak mense benoud. Moenie die duiwel in 'n hoek gaan druk nie. Moenie die duiwel, laat ek vir jou nou sê, ek gee vir hom geen aandag nie. Die Bybel sê nie ek loop en soek om hom te verwoes nie. Die Bybel sê hy kom om my te verwoes en te slag en te steel. En hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hy kan nie almal verslind nie, maar hy soek. Die moeilikheid wat ek en jy kry in die wêreld, die Bybel praat daarvan. Praat van ons worstelstryd, is nie vlees en bloed nie. Praat van die wapens van ons worstelstryd, is nie vlees en bloed nie. Praat van die wapenrusting van God, wat ek en jy moet aantrek, so ons verstaan. Daar's 'n worstelstryd. Maar baie mense raak benoud, wanneer jy iets soos daai versie vat, en jy sê, die God van vrede, gaan die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Dan sê jy, dit is soos jy weet mos die Spanjaarde wat die lap vat, net die rooi voor die bil. Sê, dis wat jy doen. Wel, ek sê vir jou, daai rooi lap wat ek het, is die bloed van Jesus. Hy kan maar kom. Hy kan maar kom, ek is opgewonde. Geen wonder die Bybel, wanneer hy vir my sê, wees, ag dit louter vreugde, wanneer jy in allerhande dinge val nie. Want daar is meer as oorwinnaars, deur Christus wat in my en in jou woon. Vandag as jy een van daai persone is wat sê, ek gee nie regtig om nie, solank die duiwel my alleen los en ek los hom alleen, is alles oukei. Ek gaan nie regtig in geestelike oorlogvoering betrokke raak en al daai dinge nie. Ek gaan nie regtig bid vir my familie nie, ek gaan nie bid vir my kinders nie, gaan nie bid vir my kleinkinders nie, gaan nie in die gap staan vir enige iemand nie. Ek gaan net my besigheid hou soos dit is, so rustig as moontlik wees en oor niks anders bekommerd is nie. As dit jy is die boodskap vandag miskien nie vir jou nie. Ek hoop dit is. Ek hoop dit skud ons wakker. Ek hoop die boodskap vandag maak ons wakker in ons binneste. Dat ons weet wie ons is in Christus. Hierdie hele week dink ek daaroor. Ek dink oor hierdie mense wat gaan om demone uit te dryf in die naam van Jesus. En die vyand, hulle kom by en die demoon praat terug met die mense. Hy sê, Jesus ken ek. Paulus ken ek. Maar wie is jy? En dis die probleem met kinders van God. Ons weet nie wie ons is nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, as hy vir jou kom sê, wie is jy? Ek hoop jy kan opstaan en sê, ek is die kind van die Allerhoogste God. Daai selfde opstandingskrag wat Jesus uit die dode opgewek het, bly nou in my. Jy het by die verkeerde deur kom klop. Jy moet nou begin hardloop, want ek weerstaan jou. Ek het myself gebuig voor die koningskap van Jesus Christus. Ek weerstaan jou, en wat moet jy doen? Jy moet vlug. Ek hoop nie ons skram terug. Vriend, daar's nie tyd vir terugskram nie. Ons gaan in 'n tyd in waar die kinders van God moet die lig van die wêreld wees en die sout van die aarde.
Ons kan nie bewerig wees nie. Ons kan nie skrikkerig wees nie. Inteendeel. Die koninkryk van God gaan vorentoe. En die duisternis, die hekke van die hel kan dit nie terughou nie. Niks kan dit terughou nie. Hierdie koninkryk van God wat in my en in jou is vanmôre nie. Ek wil vanmôre met ons praat oor die eerste plek waar ons sien, waar God hom bekendstel as die God van vrede. Waar ons die eerste keer in die Bybel lees van hierdie God van vrede. En ons gaan dit lees in Rigters hoofstuk 6. Daar is nie 'n moontlikheid dat ek die boodskap vandag kan klaarpraat nie. So u gaan nou volgende week moet terugkom in die week daarna dalk. Of vir my luister, maar ons gaan net doen so ver as wat ons kan kom. Daar's baie in hierdie gedeelte en ek wil nie iets mis nie. Dit is belangrik dat ons verstaan. Jy moet verstaan die seisoene waarin ons is. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat jy en ek verstaan die geestelike seisoen waarin jy is. Daar's 'n aanslag op hierdie generasie van kinders. 'n Aanslag soos nog nooit van tevore gesien in ons lewenstyd. En iemand moet opstaan. Iemand moet sê, dis nie oukei nie. Daar's 'n aanslag van siekte, van kwale, van pla, van mentaliteit, met probleme in die kop, depressie, angs soos die wêreld nog nie gesien het nie. Iemand moet kan opstaan. En iemand moet kan sê, dis nie oukei nie. En vriend, as dit nie in jou familie is nie, moenie in jou hokkie bly, wel, dit gaan goed met ons nie, die Here seën ons, dankie nie. Daar's iemand vir wie jy en ek kan veg, wat miskien nie die kapasiteit het om vir hulle self te veg in hierdie oomblikke nie, of in hierdie seisoen nie. Dis juis waar die liggaam van Christus by mekaar kom, en vir mekaar intree, en begin bid, begin intree en sê, weet jy wat, dis nie goed genoeg nie. Weer eens, ek verstaan baie keer nie hoe die kapasiteit wat die Here my gee om te hanteer dit wat elke dag en elke week my kant toe kom nie. Die berou wat kom, die verslae wat kom, die hele tyd is 'n gedurende aanval op die kinders van God. Ek praat nie van die wêreld nie, vriend. Ek praat van die kinders van God. En hoeveel keer ek sien die kinders van God rol net oor, ag, dis nou maar net, is nou jammer dit gebeur, dis nou maar net deel van die, dis nie deel van die nie, vriend. Ek wil vandag met u begin praat oor die 1%. 1%. Die 1% mense. As ons vandag kyk, hoeveel is ons? 50, miskien. Wat is 1% van 50? Half. So half gaan miskien hierdie boodskap kry. Ek hoop daar's 'n 1% tussen ons vandag wat gaan sê, weet jy wat? Ek is nie gemaak vir myself nie. Ek is nie gemaak om lyks te lewe en dis alles bygevoeg. Dit word bygevoeg. Wanneer jy jou prioriteite reg kry, word hierdie goed bygevoeg. Maar ek is hier om 'n verskil te maak in iemand se wêreld. Ek is hier om deur my gebed 'n lewe te verander. Ek is hier om wanneer ek praat, wanneer ek bid, verander sake. Wanneer ek intree, wanneer mense my bel, ek het met die Here gepraat, ek het met die Here geworstel, ek het vir hom gesê, Vader, as iemand my bel en iemand my 'n boodskap stuur en sê, bid vir my, dan glo ek dis van u en u gaan antwoord. Ons moet hierdie tenacity, is die woord, in jou binnekant kry, wat jy weier om op te gee, vriend. Ons weier om bekommerd te wees, ons weier om op te gee. Want die God wat ons dien, hoe groot is jou God? Hoe groot is hy? Hy's magtig. Kom ons lees Rigters hoofstuk 6. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Luister mooi wat die Bybel sê. Toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle gestraf, het die Here hulle geslaan, het die Here allerhande pla op hulle gesit. Dis nie wat die Bybel sê nie. Het die Here hulle oorgegee aan die Midianiete. Daai sonde wat jy volg, daai sonde wat jy doen,
Jy gaan op 'n plek kom waar die Here jou sal oorgee aan daai sonde en dit sal jou verwoes. So moenie sondig nie. Maar moenie in jou gedagte kry nie God staan by om jou te slaan en te punish elke keer wat jy sondig nie. Dis nie die waarheid. Hy gee jou oor. Want jy wil nie luister nie. Ons wil nie hoor nie. Hy gee hulle oor aan die Midianiete, hulle vyande. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Wanneer jy dit doen, wanneer jy sondig, en God gee jou oor, gaan jou sonde die oorhand oor jou kry. Ek gee nie om hoe goed jy dink jy is nie. Die sonde sal die oorhand oor jou kry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings, sodat ek kan wegkruip wanneer die vyand kom. Sodat wanneer die vyand my aanval, het ek 'n sloot om in te klim. Het ek 'n berg om in te klim, het ek 'n vesting, het ek een of ander bedekking wanneer die vyand kom. In plaas daarvan om te kan teenstaan teen die vyand wanneer hy kom, om die vyand te weerstaan wanneer hy kom, kruip ek weg. En die Bybel sê vir my, dis wat hulle gedoen het. Want die Bybel sê vir ons, want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Wanneer? Sodra jy iets begin doen vir God, sodra jy begin saai, kom die vyand onmiddellik. Die Bybel sê dit vir ons. Ons luister na die gelykenis van die saaier. Die saaier saai die woord. Onmiddellik kom die vyand om daai woord te vat, voordat hy kan vrug bring, voordat hy kan wortel skiet. Selfde vandag gaan gebeur. Die vyand gaan onmiddellik kom om hierdie woord te vat. Maar ek beskerm die woord van God in die geesteswêreld, deur die bloed van Jesus, dat elke oor wat vandag hoor sal hoor, elke hart sal verstaan, en elke hart sal verander word, en elke hart sal anders te uitloop as toe hulle ingeloop het. Dis my gebed, dis my geloof, dis waarvoor ek hoop, en dis waarin ek glo. Sodra hulle gesaai het, kom hierdie menigte. Hulle slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel laat oorbly nie. Niks. Jy saai, jy maai, jy doen die regte ding en die vyand kom en hy vat wat? Alles. Miskien is ek en jy daar, miskien het ons gevoel die vyand vat alles. Die vraag is, gaan jy bystaan dat hy alles vat? Gaan ons bystaan terwyl ek en jy geroep is vir 'n tyd soos die? Of gaan ek en jy opstaan en sê, weet jy wat, genoeg is genoeg. Daar is iets wat gebeur in die gees. God is besig om helde op te wek in die geesteswêreld. Vriend, miskien sien jy jouself nie as 'n held vandag nie, maar ek wil vandag vir jou sê, ons het goeie nuus vir jou vandag. Ek het goeie nuus vir jou vandag. Die Bybel sê in vers 5, want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte. Terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. Nie 1, 2 nie, so sprinkane. Jy kan hulle kamele nie tel nie, dis soveel hulle is. Dis soveel die vyand ons aanval, dis soveel die vyand kom. En baie keer kom hy om te slag en te verwoes en te steel. En hulle maak berge en hulle maak slote en hulle maak gangetjies waarin hulle kan wegkruip, sodat hulle kan bystaan en kyk hoe die vyand hulle eie oes verwoes. Hoe hy hulle goed vat, dit wat aan hulle behoort. Dit wat God vir hulle gegee het. In Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Verbasend hoe vinnig ons hom roep wanneer daar nood is. Maar dank God vir sy genade. Hulle het arm geword, vriend. As kinders van God is ek en jy dalk arm geword. Of het ons nog die gawes van God, die Heilige Gees? Is ons nog in staat om dinge te verander deur ons gebed? Is ons nog in staat dat die woord van God ons so inspireer, dat ons bereid is om enige storm aan te vat? Dat ons bereid is om te sê, wanneer ek alles gedoen het om te staan,
dan staan ek. En toe die kinders van Israel die Here aanroep, vanweë die Midianiete, vanweë hulle vyande, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en die profeet, het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Ek het dit gedoen. Ek het julle voorheen uitgelei. Ek was die een wat julle uit Egipte losgemaak het en julle gered het uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers. Van hoeveel van julle verdrukkers? Al. Ek was die een. Ek is die een. Ek is nog steeds die een. Ek is nog steeds vandag die een wat jy sal uitlei, wat jy gaan verlos van die verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee het. Dis die God. Hy herinner hulle aan die God wie hy was en wat hy is. En hulle het vergeet. In vers 10 sê hy, en ek het aan julle gesê, ek is die Here, julle God. Julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie. Jy mag hulle nie vrees nie. Die een ding wat die vyand ons die God van die vaders ons die meeste teen waarsku is wat? Vrees. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Maar net nie bang wees nie, moenie vrees nie. Hy sê vir hulle, ek het julle gewaarsku, ek het vir julle gesê. Hy sê, maar julle het nie na my stem geluister nie. Dis hoekom jy is waar jy is. Want toe ek vir jou sê, moenie bang wees nie, toe wat gaan doen jy? Toe word jy bang. Toe ek vir jou sê, moenie vrees vir die verdrukkers nie, moenie worry oor hulle wat doen jy toe? Toe buig jy die knie, toe begin jy wegkruip, toe begin jy terugbeweeg, toe sê, ag, Here hoor buitendien nie my gebed nie. Wat 'n verskil maak ek tog in hierdie wêreld? Ag, ek sê hier 'n gebedjie en daar 'n gebedjie. Vandag sal die Here jou motiveer op 'n ander vlak, vriend, dat ek en jy vandag sal opstaan as die kinders van God wie ons moet wees en 'n verskil begin maak in jou wêreld, reg by jou en om jou en jou familie en waar ook al jy is. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n salwing en God, die Heilige Gees bly in jou om jou wakker te skud uit ons slaap uit en vir ons te wys wie ons is. Dat jy en ek sal weet dat wanneer ek praat en wanneer ek bid, dan verander dinge. Dit kan nie anders nie. Ja, maar dit nie dadelik verander. Dit kan nie anders nie. Ja, maar dit 'n week. Dit kan nie anders nie. Daar's 3 jaar. Dit kan nie anders nie. Moenie moed verloor nie terwyl jy besig is om goed te doen nie. Moenie opgee nie. Moenie terugstaan nie. Moenie terugdeins nie. Ag, ek weet jy van my gehoor het nie. Hy het jou gehoor. Hy bly in jou. Hy's so naby as die asem wat jy inasem. Hy hoor jou. Glo jy dat hy jou hoor? Glo jy dat wanneer jy praat, kom daai lewenswerkende krag van God op in jou en jou hart is vol van die woord en jou mond is vol van die woord en wanneer jy praat oor jou kinders, wanneer jy die seën spreek oor hulle, dan weet jy, wie gaan dit stop? Ons sing daai liedjie, né? Wie gaan u kuns keer as u besluit om my te seën? Raai wat? Hy het klaar besluit om jou te seën in Christus Jesus. Daar's niks wat dit kan stop nie. Ja, maar die vyande nie ons luister. Daar's niks wat dit kan stop nie. As God besluit het, daar's niks wat dit kan stop nie. Herinner hy hulle. En hy sê, maar julle het na my stem nie toe geluister nie. Hoor wat doen die Here volgende. Toe het die engel van die Here, hoofletter engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abesiet behoort het. Terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die pas kruip om dit te beveilig teen die Midianiete. Gideon is besig om die klein bietjie koring wat hulle kon spaar of wat hy kon wegsteek uit te kap. Hy is besig om weg te kruip. Hy is besig om weg te kruip van die Midianiete af, van die vyande af. Hy het 'n klein bietjie. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Die Here is met jou wat? Hy is besig om weg te kruip.
Hoe jy jouself sien en hoe God jou sien is heeltemal anders. Hy roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Jy is miskien nie vandag 'n dapper held nie, maar ek sê vir jou vriend, jy is op pad, as jy wil wees. Hy het gesê. Hy het gesê. Ja, maar jy het gesê. Ons praat daarvan, nee. Ons is in 'n koningskap. Ons is in 'n koninkryk en ons het 'n koning wat regeer en wat die koning sê is wat tel. Wat sê die koning? Hey, dapper held. Dankie dat jy so dink. Ek wonder hoe reageer hy. Die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Soos of dit God se skuld is. En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Dit was nie die ouers wat nie gepraat het en gesê het wat die Here voorheen gedoen het nie. Die probleem was wat niemand het vir die jong generasie gewys wat die Here besig is om nou te doen nie. In 1953, my broer, die Here het beweeg. Hallo, ons is in 2024. Waar's jou God van vandag? Waar's die God wat vandag beweeg? Waar's die God wat vandag wonders doen? Waar's die God wat vandag harte verander? Waar's die God wat vandag depressie uitgooi? Waar's die God wat vandag vrede bring? Waar's hy? Gideon sê, ek weet nie waar hy nie. My vaders het van hom gepraat. Ek ken hom nie eers so nie. Ek het nog wanneer laas het ek 'n wonderwerk gesien? Hy het ons verwerp, hy het ons uitgegooi, hy het ons oorgegee. Want toe hy vir jou gesê het, volg my manier. Toe verhard jy jou hart. Toe hardloop jy agter die vrees aan die ander gode aan. Toe gaan luister jy na hulle en wat hulle vir jou sê. Woo! Ek het julle gewaarsku. Hier gaan ons. Woo! Ek like. Nou gaan die Here vir hom sê, ja, ek is jammer. Vergewe my. Ek wou jou nie oorgegee het nie. En ja, dis reg, dit was ek wat daar. Ja, kom ons hoor wat sê die Here. Ek gaan weer vir julle daai versie lees en dan gaan ek die Here se respons lees totdat hy sê. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as U die Here wat met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, snaakse stel. Ek wonder of die Here net gesê het, praat maar. Wanneer jy klaar gepraat het, sal ek omdraai. Wanneer jy opgehou nonsens praat het, wanneer jy opgehou uit ongeloof, gaan ek omdraai. Toe sê die Bybel sê vir my, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Gaan in wat se krag van my? Hy het nou net vir die Here gesê, jy het ons gelos. Daar's nie 'n antwoord nie. Waar is die God wat ons vaders van gepraat het? En die Here sê vir hom, jy weet daai selfde God wat jy daar onthou, daai selfde God gaan in daai krag. Gaan in daai krag wat jou vaders van gepraat het. Gaan in daai krag van die God wat jou uit Egipte uit. Gaan in daai krag. Jy het miskien vergeet hoe dit lyk. Jy het miskien vergeet hoe dit werk. Jy het miskien vergeet jy is 'n dapper held. Jy het miskien vergeet dat die Here jou geroep het. Jy het miskien vergeet dat jy gemaak is vir hierdie seisoen. Jy het miskien vergeet jy's iemand se antwoord. Jy het miskien vergeet. Maar gaan in hierdie krag in die feit wat wie ek is en wat ek sê ek is. En ek draai my gesig na jou toe en ek sê nou vir jou, gaan in daardie krag. Hoekom sê hy? Is dit nie ek wat jou stuur nie? Is dit nie hy wat jou stuur nie? Is dit nie hy wat jou stuur in hierdie wêreld en wat verlore gaan nie? Ek wil nie ons stuur onsself nie.
Maar ek hoop ons weet die God wie ons verteenwoordig. Hoe groot is my God? Hoe groot is hy? Hoe verteenwoordig ek hom daar buite? Hoe verteenwoordig ek hom by my familie? Hoe verteenwoordig ek hom? Ons is ambassadeurs van hierdie God. Ambassadeurs. Gideon, vers 15. Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Ek gaan nou vir jou sê wat ek het. Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self is die geringste in my familie. Presies wat ons doen, hè? Ag Here, die duisel familietjie, ons is so 'n klein ou dingetjie, ag Here, weet wat. En ek is die minste, almal is soveel beter as ek. Moenie nie vir my kies nie. Ek is bless en ek is al amper 60 en ek het nog so baie ding om te doen, Here. Hoe sou wat nee. En ons praat en ons vertel hom presies wat ons nie kan doen nie en hoekom ons dit nie kan doen nie. Hy het nou net gesê, gaan in daai krag, dat ek is die een wat jou uit Egipte uitgebring het. Ek is die een wat jou verlos het onder jou verdrukkers. Ek is die een wat saam met jou gaan. Is ek nie die een wat jou stuur nie? En ek sê, Here, ja, ek hoor u, maar onthou nou, ek is nou die kleinste van my gesin. Ek is nou die minste. Ek praat nie eintlik mos baie met mense nie. Ek is mos nie eintlik 'n bidder nie. Ek is nie 'n intercessor nie. Ek is nie eintlik wat baie keer in die woord spandeer nie, Here. Ek is nou maar net die ons het al hierdie verskoningkies en ek wil hê jy moet luister hoe reageer God en wat's God se antwoord. Vir ons is dit natuurlik is dit. Ek verstaan. Ja, ek onthou jy's 'n introvert, nê. Dis reg. Ek weet nie wat het ek gedink nie. Dat ek nou gedink het jy gaan die wêreld verander. Dat ek nou gedink het jy gaan 'n verskil maak in jou familie. Dat ek nou gedink het jy sal die een wees. Ek is jammer. Ek het vergeet jy van daai duiselklomp. Ek het vergeet jy's van hulle. Ek het vergeet. Ek kan glo nie. Jou suster Linda is beter, jou suster Brein is. Ek het vergeet jy's die minste, jy's die geringste. Wat het ek gedink? Want ons wil hê hy moet ons swakheid bevestig. Ons wil daai verskoningskaartjie hê om nie te wees wat hy wil hê jy moet wees nie. Dis wat Gideon doen. Wat antwoord die Here hom? Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Hy sê nie, jy's reg nie. Hy ignoreer jou, my vriend. Hy ignoreer jou in jou verskonings. Hy hop reg oor al jou verskonings. En hy sê, weet jy wat, ek gaan saam met jou wees. Dis al wat jy nodig het. Wat meer het jy nodig? Wat meer wil jy hê? Die God wat die Israeliete uit Egipte uitgetrek het. Die God wat die Rooi See oopgemaak het. Die God wat die mure van Jerigo platgedruk het. Daai God, ek gaan met jou wees. En moenie vergeet, dis ek wat jou stuur nie. Ek is by jou, ek is met jou, ek is in jou. My koninkryk is in jou. My gees is in jou. My opstandingslewe is in jou. Wat meer wil jy hê? Ja, maar ek is maar die geringste. Shut up! Ek glo nie hy sal dit sê nie. Maar as ek hy was, dis wat ek sou gesê. En hy antwoord hom, Gideon antwoord nou weer die Here, as ek dan guns in die oë gevind het, doen vir my 'n teken. Nee. Ek sien myself in hierdie man. As hy my regtig geroep het, doen vir my 'n teken. 'n teken. Dat dit u is wat met my spreek. Verwyder u tog nie hier vandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Die Here antwoord, hy sê toe, ek sal bly totdat jy terugkom. Ek sal wag. Wag net hier. Ek wil my gawe gaan kry en na u toe bring. Ek sal wag. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei en van 'n eva meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in die pot gegooi en hy het na hom toe uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke en sit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen. Dit klink nou nogal 'n lekker maal, né?
Sorry vir die vegetarians, né? Die vleis, hy het die vleis en die koeke en hy sê gooi die sous daaroor. So jou gawe. Ek bring my gawe, dit wat ek het. Wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou huis? Jy moet my boodskappe luister. Wat het jy in jou hand? Wat is in jou hand? Wat is in jou huis? Soveel keer diskwalifiseer jy jouself, want jy dink ek kan nie preek nie, ek kan nie dien nie. Ek wil vir jou sê, kan jy koek bak? Kan jy kook? Kan jy mandjies maak? Kan jy pakkies bou? Wat kan jy doen? Wat is in jou huis? Wat is in jou hand? Hy bring die offer. Hy bring dit wat hy het. Hy maak 'n bokkie, hy maak die vleis, hy maak die koek, hy maak die sous, hy bring dit. Die Here sê vir hom, sit dit daar op die klip. Daarop steek die engel van die Here die punt van sy staf wat in sy hand was uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar 'n vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Johannes die Doper sê die woorde: Ek is nie waardig om sy skoenrieme vas te maak. Ek doop julle met water, maar wanneer hy kom, gaan hy julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jou gawe, vriend, het die vuur van die Heilige Gees nodig. Jou gawe by homself beteken nie veel nie. Dis wanneer die salwing en die krag van God se Heilige Gees vuur op jou gawe kom. Dis wanneer dinge verander. Terwyl ek en jy in ons eie krag, terwyl ek en jy my gawe, ek is eintlik so goeie spreker. Ek is so goeie kommunikasie. Ek het soveel wanneer ek praat. Die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Wanneer jy begin voel, wanneer jy voel dit begin jou irriteer, wanneer jy begin jy wil onstuimig raak, wanneer jy voel genoeg nou, is God die Heilige Gees. Hy is besig om ons te roer, hy is besig om iets aan die binnekant te doen. Want hierdie woorde wat ek met jou praat, is nie net woorde nie. Dit is Gees en dit is lewe. Is dit miskien tyd dat jy jou gawe bring en voor hom kom neersit en laat God se Gees, die vuur van God se Heilige Gees, jou gawe raak. Die vuur van God se Heilige Gees jou hande raak. Die vuur van God se Heilige Gees jou verstand raak. Jou idees gee wat mense nie eens verstaan nie. Jou hande so geseënd maak dat wanneer jy kook en wanneer jy bak, gebeur daar net dinge. Wanneer jy jou hande uitsteek om op siekes lê, word hulle gesond. Waar ook al jy loop, waar ook al jy gaan, is daar 'n vuur, daar is 'n krag van God wat in jou woon, wat 'n verskil maak in die atmosfeer waarin jy lewe. Luister vir my. Dis tyd dat that fragrance of God being diffused in every place. Daar's iets wat uit jou moet uitkom. Hoekom wil jy dit opdam en dis nou net ek en God en ek is so wonder. Luister vir my. Dis tyd vir die vuur van God se Heilige Gees om deur jou gawe te begin beweeg. Hierdie God sien jou waar jy wegkruip. Hierdie God sien jou ellende. Hierdie God sien wat die vyand gedoen het. Hierdie God sien die vyand het jou arm gemaak. Hierdie God sien hierdie vyand het jou minderwaardig laat voel. Hierdie God sien hierdie vyand het jou gedink dis onmoontlik dat dinge verander. Hierdie God sien, hy's die God wat sien. Hy's die God wat weet en hy's die God wat 'n verskil wil maak en hy's dieselfde God wat vandag vir my en vir jou sê, word wakker, kom uit jou sloot uit, kom uit jou graf uit, kom uit jou grot uit en kom staan en sien en bring jou gawe en laat my Heilige Gees weer jou lewe raak. Fresh fire, vuur van God se Gees. Laat ek jou hele gawe uitbrand. En dan gaan ek verdwyn, want hoekom het jy my nog nodig? Want ek is dan in jou. En dit wat in jou is ver groter as dit wat aan die buitekant is. Kan jy my glo vandag? Kan jy sê amen? Toe het Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was. Sê Gideon,
Ag Here, Here, want ek het die engel van God die Here gesien, van aangesig tot aangesig. Hy raak benoud, want hy weet, as jy God aangesig tot aangesig sien, gaan jy sterf. En mense sê, die Bybel sê, jy kan nie God van aangesig. Kom ons kyk wat sê die woord. Hy was uitskrikker geraak, want hy het geweet, ek het hier met die God van die hemel te doen. Hier is nie 'n gewone engeltjie wat verskyn het. En wanneer ek sê gewone engeltjie, hulle is nie gewoon nie. Hulle is baie magtig en baie kragtig. Toe Gideon bemerk dat die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig tot aangesig. Maar die Here sê vir hom, wie wil 'n wille raai vat, wat sê die Here vir hom? Wie wil die rofste raai vat, wat sê hy vir hom? Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrees nie. Jy sal nie sterwe nie. Jy kan maar naby kom. Jy hoef nie bang te wees vir my nie. Jy hoef nie bang te wees om jou gawe na my toe te bring. En dan gaan jy besef ek is God. En wanneer jy besef ek is God, gaan jy jou knie wil buig en jy gaan wel laag lê en jy gaan sê Here, Here, asseblief wees ek as 'n mens. En ek gaan vir jou sê, moenie vrees nie. Vrede vir jou. Vrede vir jou, staan op. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Is dit nie ek wat saam met jou gaan nie? Is dit nie ek wat in jou gaan werk nie? Is dit nie ek wat die wonderswerke gaan doen nie? Is dit nie ek wat deur jou gaan lewe nie? Dis wat hy vir hom sê. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar van die Here en noem dit, die Here is vrede. Jehovah Shalom. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Hierdie God wat hulle verlos het uit Egipte uit. Hierdie God wat nou, terwyl hulle in hulle armoede sit, terwyl hulle nie weet wat om te doen nie, terwyl hulle geen antwoord het nie, terwyl is dieselfde God wat verskyn en vir hom sê, kom aan dapper held. Kom aan jy wat gebuig is. Kom aan jy wat mismoedig is. Kom aan jy wat depressief is. Kom aan jy wat angstig is. Kom aan jy wat vreesagtig is. Kom uit die grot uit. Kom uit die sloot uit. Kom vandag uit. Kom staan hier voor my. Bring jou gawe. Kom net soos jy is. Kom bring jou gawe. Laat my vuur van my Heilige Gees weer jou lewe opnuut raak. Dan jy gaan weet dat hierdie God, en jy gaan buig en jy gaan sê, Shalom, Shalom, die God van vrede is met my en in my en vir my. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek gaan vir myself bid. As jy wil hê ek moet vir jou bid. Ek gaan vandag die klaarmaak. Ons gaan hopelik in die volgende 3 weke hierdie gedeelte klaarmaak. Daar's so baie in dit. Maar vandag wil ons net kom by die punt. Is jy miskien 'n bietjie mismoedig? Is jy die een wat opgegee het? Ons kom nog by die 1%ers. Ons gaan nog by die 1%ers kom. Want toe God hierdie ou vat en hy stuur om die Midianiete te gaan vat. Toe is die Midianiete 120,000. Plus nog 'n paar. En toe Gideon begin, toe is hulle 32,000. 14. Die dag toe Gideon die Midianiete aanval, toe is hulle 401. 1%. Hy begin met 32,000. Op die einde van die dag het God 1% gebruik. En ons gaan daaroor praat. Wat is die eerste ding wat God vir die 32,000 gesê het wat gekom het? Enigiemand wat bang is, gaan huis toe. Ek kan jou nie gebruik nie. Die ander sal vir jou beklei. Gaan huis toe. As jy bang is of jy bewe, ek gebruik eintlik die woord bewe. As jy bang is en jy bewe, gaan huis toe.
Draai hoeveel gaan huis toe? 22.000. 2/3. 10.000 bly oor. God sê te veel. Ek soek die 1%er. Ek soek die 1%er. Ek soek die 1%er. Ek soek daai een wat sê wanneer almal sê gaan kyk TV, gaan doen die wat gaan sê ek gaan bid. Weet jy wat? My vyand is besig om my familie aan te vat. Weet jy wat? The bold and the beautiful gaan my nie vandag help nie. Weet jy nog soos die magie draai, gaan my nie vandag help nie. Weet jy wat? Nog 'n episode van Survivor gaan my nie vandag help nie. Maar ek is 1% wat sê sit daai ding af. Sit daai ding af, want hier vandag gaan ons oorlog maak, want ek ken die God wat my gestuur het. Ek is van die 1% wat in die gap gaan staan, wanneer almal vlug en die ander 99 sê, dit kan nie gebeur nie, dit gaan nie gebeur nie, gee op, moenie nou, wie is jy? Wie dink jy is jy dat God jou gaan beweeg? Luister vir my, ek weet jy wie jy is? Is jy 'n 1%er? Woehoe! Is jy 'n 1%er? Ek is nog nie 'n 1%er nie, maar ek is op pad. Ek is op pad. Want as iets wat in my gebeur, vriend, en as iets wat in jou moet gebeur. Genoeg het hy ons geslag. Genoeg het hy jou oes kom vat. Genoeg het hy jou gesondheid kom vat. Genoeg het hy jou kinders kom vat. Genoeg, weet jy wat? Ek praat laasweek met mense. Kinders van 8 jaar, 10 jaar op antidepressants. My vriend, is dit wat God wil hê? Wanneer die ouers so lam is, hulle weet nie om te ouer nie, hulle weet nie om dit te doen nie, en hulle label hierdie kind, een label na die ander label na die ander, dis wie jy is, en daai kind, en elke keer as jy die ma vra, hoekom is jou kind so? Hy het ABCDE. Ek sê, wat het hy nodig? Hy het 'n ouer nodig wat gaan sê, weet jy wat? So sê die Here. Jy vat nie my kinders nie. Jy vat nie my kleinkinders nie. Jy vat nie my familie nie. Vriend, wat vat dit? Het vat 'n bietjie oomf. Het vat 'n bietjie van my en jou op te staan en sê, ja, Jehovah Shalom is binne my hart. Die God van vrede regeer. En deur hom, deur daai God van vrede, gaan die Satan onder my voet verbrysel. Totdat ek en jy opstaan en uit die sloot uitkom en uit die bergies uitkom en in die safe plekkies wat ons vir onsself gemaak het uitkom en kom staan voor God en jou gawe bring en sê, Here, dis wat ek in my hand het. Kom laat die vuur brand. Staan saam met my en bid ons dit. Ek glo vanmôre die Here wil iets doen. Vir u, vir my. Môre as God by jou kom en hy sê vir jou, dapper held. Wonder wat sê jy? Hoe reageer jy? Sê, ja Here, dis ek. Kyk hoe vat ek alles aan. Ek is 'n dapper held. Of as ek en jy van die Here, kyk jy na die regte persoon. Kyk na die een langs my miskien, maar dis nie ek nie. Ek wil hê jy moet vandag die verskonings opgee hoekom jy nie kan wees wat God sê jy kan wees nie. Ek wil hê jy moet dit nou doen. Ek wil hê jy moet vandag vir die Here vra, vergewe my, waar ek minder van myself gedink het as wat u van my dink. Vriend, ons praat nie hier van trots nie. Ons praat nie van, kyk na my nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Kyk na my sodat jy God in my kan sien. Kyk na my sodat die God wat in my is 'n verskil kan maak. Petrus en Johannes bevry die verlamde man loop, te sê hulle vir hom, kyk na ons. Goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het. Dit wat ek het. Wat het jy vandag, vriend? Wat het jy vandag? God het jou uniek spesiaal gemaak, met 'n gawe en 'n talent. Wat het jy in jou hand vandag? Wat het jy in jou huis? Waarmee kan jy God dien vandag? Wat kan jy vir God bring en sê, Here, laat die Heilige Gees vuur op dit val, op my gawe val. Ek glo vandag God gaan, ek wil hê, as jy saam met my dit wil bid, steek net die hande uit voor u, asof u die gawe voor God hou. Vader,
Here, en die krag van God, die Heilige Gees, raak elke gawe in die naam van Jesus. Hulle wat die gawe agtertoe geskuif het, weens familie, weens kinders, weens kleinkinders, weens te besig, die allerhande dinge. Die gawe is teruggeskuif en hulle bring dit vorentoe vandag en sê, dit is wat ek het, ek wil vandag bid, Here. Dat die vuur van God se Heilige Gees daardie gawe sal aanraak. En vriend, van hierdie oomblik af sal jy die verskil sien in die naam van Jesus. God gaan ruimte maak vir jou gawe. Hy gaan ruimte maak vir jou gawe. Jou gawe gaan ruimte maak vir jou. Dat waar ook al jy gaan, gaan dit werk. Want jy bring dit weer na God toe. Dapper held. Here, seën u woord vandag in elke hart. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.